Innocent of Alaska het die volgende gesê: "The first duty of a Christian, of a disciple and follower of Jesus Christ, is to deny himself. To deny oneself means to give up one's bad habits, to root out of the heart all that ties us to the world, not to cherish bad desires and thoughts, to quench and suppress bad thoughts, to avoid occasions of sin, not to do or desire anything from self-love, but to do everything out of love for God. To deny oneself means, according to the Apostle Paul, to be dead to sin and the world, but alive to God." Iemand anders het ook gesê, "You can't be who God called you to be and still keep all the same friends and habits. Elevation requires separation." In Matteus 16 vers 24 tot 26 sê Jesus: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe?" Nou ek hoop van harte dat die Gees al teen die tyd roering veroorsaak het daar in die hart van daardie ding waarmee jy moet besig raak. En as jy nog nie heeltemal seker is nie, wil ek vir jou weer uitdaag, maak seker, wat is die ding wat die Gees op jou hart druk, waarmee jy moet besig raak? Want die realiteit is, Christen wees is nie vir sissies nie. Dis die maklikste ding onder die son, om maar net aan te gaan soos wat jy aangegaan het tot nou toe. Om maar net aan te hou om die ou lewe so met 'n nuwe godsdienstige sousie te leef. Soos wat die verlore seun vir sy pa gesê het, hy sal maar net 'n dagloner bly. Is nie nodig vir die nuwe klere, die ring en die feeskleed en al die dinge nie. Hy sal maar net 'n plaaswerker daar op die hemelplaas bly. Twee dinge wat jy vandag moet hoor. Eerste ding, dit is nooit maklik om binne skuwe en veranderings te maak nie. As jy onkruid uit jou tuin uit wil hê, dan moet jy dit met wortel en tak uitroei. Dit help nie net jy spit om hier bolangs op die grond af nie. Jy moet sy wortels uittrek. En dit is 'n pynlike proses om daardie ou slegte onkruidgewoontes se wortels uit jou siel te trek. Die tweede ding wat jy vandag moet onthou en baie mooi moet hoor is, jy is nog nie wat jy moet wees nie. Al is jy in Christus sonder sonde, is jy nou under construction. Soos iemand gesê het, "Please be patient with me. God's not finished with me yet." Maar is nie net ander mense wat met jou en my geduldig moet wees nie. Ek en jy moet met ons self geduldig wees. Ek en jy gaan foute maak. Dis die lewe. Wat het jou kleintyd laat neerslaan met die fiets? Jy het foute gemaak. Jy het die grys misgekyk. Jy het te vinnig rem getrek of iets het jou laat val. En dit is deel van die leerproses. Elke keer wanneer ek en jy val, moet ons leer hoekom het ons geval, die regstellings maak, opklim en verder ry. Die wonder van God se liefde is, hy raak nooit moedeloos met jou en my nie. So, as jy bewus geword het van daardie ding wat die Gees op jou hart druk, is dit tyd soos wat ek sê, dat jy moet stil word by die Gees, en bietjie gaan kyk na waar lê die wortel van daardie onkruidgewoonte, en om dan die Gees te vertrou, om jou te leer, en vir my te leer, hoe ons net al hoe meer en beter die kroonjuweel kan word, wat God wil hê ons moet wees.